Dis nou so 18 minute voor 7, hartlike goeiemôre, good morning. Kyk, ek is nou in 'n gevaarliker situasie as wyle Steve Irwin, as hy mos nou 'n krokodil aan die stert beet gehad het. Hoekom sê ek so? Want aan die een kant het ek 'n leeu met 'n seer tand wat bietjie grom en aan die ander kant is daar 'n cheetah met 'n stikkende stert of 'n doring in sy poot. Maar nou ja, ek grap maar net. Manne, ek grap maar net. Ons bly almal goeie vriende. Steve Irwin sê jy. Yes. Sommer net so met terug. Nee, Altyd tyd vir 'n bietjie sports voor ons sport. sport. Daar sy wel. Om jou ook te sien, Pieter, ek moet sê. al is jy blou bal so. Ja. Ja, ek kan nie perfek wees nie. Kom ons begin met die IPL. Ek het daai gehoor. Kom ons begin met die IPL. So eerstens, gisteraand weer vir die tweede keer in 'n ry uit die bloute uit. Ja, tipies uit die bloute uit, reën wat weer 'n wedstryd heeltemal deurmekaar gekrap het. Maar die wonderlike ding van die IPL op hierdie stadium is hoeveel Suid-Afrikaners regtig stem dik maak daar. Want ja, ons het nou gisteraand Gerald Coetzee met sy 12 van 6. Nou die Karate Kid is een van die min ouens wat jy gaan dink gaan deurkom met die kolf, maar hy het gister snaaks toe uitstap. Ek het gesit en kyk toe lyk hy vir my so gedetermineerd en dis 'n seun wat jy kan op hom bank. Hy het nou die 12 van 6 geslaan en hy was die onwaarskynlike held van die Gujarat Titans toe hulle gister 'n DLS oorwinning met 3 paadjies oor die Mumbai Indians gesteel het. Hulle het daai ingesteel. Dit moes nie gebeur het nie. Die tuisspan het net 'n beskeie 155-8 behaal nadat hulle gevra is om eerste te kof en was in groot moeilikheid met GT op 113-2 met meer as 5 balbeurte oor, maar toe Shubman Gill en Shafine Rutherford bymekaar kom, toe slaan Rutherford iets 28 van net 15 balle af. En toe begin dit weer reën. Toe hulle terugkom, ewe skielik, toe kom Jasprit Bumrah uit en hy het 4 balbeurte gebal, 2 paadjies geneem vir net 19, weer alles deurmekaar gekrap. Dit was een van daai waar jy het regtig nie geweet wie gaan waar deurkom nie. Maar op die ou einde 'n ongelooflike stryd en die top 6 van die IPL is nou besig om Besigheidseinde. Ja, dit is besigheidseinde. Ons is business side, ja. Eerlikwaar. Maar Mumbai Indians was ook op 'n stadium op 1-2-3 vir 7 gewees. Dis korrek, ja. Ek het dit gesien. En hulle was 1-1-3. Vroeër in die week was hulle 1-1-3 vir 3. Ja. So die snaaks, die Nelson ding by cricket, hy werk. Op een of ander manier werk hy. Dit is beslis so. Dis maar die ander ding ook weer wat lekker is van cricket. Veral as dit sulke wedstryde is wat jy nie weet waartoe hy gaan nie. Ja. Jy weet presies dat jy nou gedink nie wat hierdie ouens het nou die van die hand en dan hier kom hy in weer in die Want dis ook 'n $1 biljoen industrie daar, hè? Is dit kom by wetenskappe. Ja. So ek dink baie van daai goeters partykeer dink ek by myself, is hierdie ding nie net eenvoudige stage nie. Jy weet. Tuis, dis 'n baie interessante vraag daai. Ja. En laat mens eerlik wees, ek dink hier in Suid-Afrika het ons hierdie ding gehad van toe Hansie Cronje uitgekom het en hy moes uiteindelik die hele storie vertel, het ons gedink baie van daai is saam met Hansie dood, maar dit is nie. Ek dink dit kan selfs meer as $1 biljoen wees, want ek dink daai is massief. $1 biljoen. Ja. En as jy kyk na hoeveel wetenskapagentskappe ons nou in Suid-Afrika het, wat juis hier opteer, en dit gaan nie oor noodwendig die nee, dit gaan nie oor die wen of die verloor nie. Ja. Dit gaan oor 'n wyd wat gebal word in die 16de beurt, die 4de bal. En jy wed daarop en jy bel jou boekie en jy sê dis korrek. En as jy die regte ouens ken wat die regte goed kan doen, 'n wydloper hier by die 16de beurt, so what? But how is it possible? Maar en hoe kom jy by 1 2 3 vir 7 byvoorbeeld? Ja. Verstaan, so daar sal 'n wetenskap op dit wees. Presies. Maar en nou die tegnologie wat ook daarso is byvoorbeeld is daar kan dalk so rooi liggetjie daar skittertjie dan weet jy jy met 'n white ball. Rassies Jy weet? daar nie. Rassies Ja, daar nou nie meer rassie nie. Ja, ek kan nou net sê, moenie vir rassie en versiering nie soort van hier is nee, los uit. Nee, dis 'n rooi kaart. Daar is 'n rooi kaart. Dit is 'n interessante gedagte en mens moenie vergeet dat daai verskriklik pertinent is en dat dit nog steeds gebeur. Mens moenie kinderagtig wees daaroor nie. Dit gebeur. Maar word beskerm in my opinie. Ja. Jy weet, so ek gaan kyk, daar is amper maar 'n maffia ook half op sy eie. Jy weet veral in 'n land byvoorbeeld in soos India. Jy weet nie niks teer dit ek is maar net my opinie. Jy weet maar as ek gaan kyk wat daar aangaan. Wat is die verskil met wetenskappe in cricket of in sport oor die algemeen en insider trading? Dis presies dieselfde ding. Dis absoluut presies dieselfde. Jy kry inligting en die ou wat eintlik nou maar wen is eintlik die ou wat nou maar basies weet die kom ons sê nou maar die kingpin is agter die ding which make it happen. En in hierdie geval, as jy die regte mense ken, kan jy daai uitslag manipuleer, wat weer eens insider trading is. En die spanne word ook besit. Ouens, julle paadjies gaan val. Wat se sport is dit? Hierdie is 'n blerrie lekker gesprek. Dis uit, jy kan stap. Ja.
Wêreld Rugby het verlede week 'n hersiening van die HSBC World Sevens aangekondig en die manier waarop ontwikkelende lande kan kwalifiseer. So jy die toplande, die top 8 spanne en dan het jy al die ontwikkelende lande, Spanje byvoorbeeld wat ongelooflik goed deurgekom het deur daai proses. Die proses om daardeur te kom was alreeds moeilik, maar met hierdie nuwe aankondiging is daar 'n groot vraag en ek haal hier aan uit 'n storie wat van daar af kom. Die vraag wat die joernalis gevra het gister in 'n storie is: sal al hierdie gepeter die reeks beter maak en doelwitte bereik wat Wêreld Rugby daar gestel het? 'n Hele paar spanne wat hy mee onderhoud gevoer het, sê egter dat hulle onkant gevang is en sommige beskou dit in 'n slegte lig en beweer dat Wêreld Rugby vir hulle gelieg het. Ek het toe nou gaan kyk na hoe hierdie stelsel werk. As ek hier sit en ek moet vir ons kykers by die huis hierdie ding en vir julle twee hierdie ding verduidelik, sal ek nie kan nie. Ek sal nie kan nie. Dis net te gekompliseer. Dis net bloot te moeilik en 41 jaar later se sportondervinding en ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit werk nie. Maar die grootste ding hiervan is ongelukkig dat dit daarop neerkom dat baie van hierdie spanne miskien dan nie gaan kwalifiseer. Dit is absoluut hartseer. Die beheerliggaam is egter geneig om hierdie soort van eensaidige besluite te maak. En hulle voer dit net deur en jy moet hom maar net inval. En weer eens, dit kan nie so werk nie. Jy moet die insette hê van die spanne. Maar ek wil net die punt probeer daar maak ook aan en hy verwys eintlik so mooi daarna om te sê ja, daar word aan gepeter. Ja. Jy weet jy kan dit op 'n beter woord sê nie, want Peter aan iets beteken dit het gewerk. Why can't Peter with it? Ja. Jy weet, so if it makes any sense. Hoe sou Because it does not make sense. Nee. If you Peter with something that works. Presies. If it ain't broke, don't fix it. Ja. Dis so eenvoudig. So die nuwe model het nou 13 toernooie in 'n poging om Sevens Rugby se wêreldwye rykwyte te bevorder. Dis wat die nuusvrystelling gesê het voor LA 2028 se Olimpiese spele. Maar ek weet nie altyd of jy moet rondkrap met sulke goed wat alreeds werk nie. Ek dink daar word ten minste 7 spele in 'n jaar. Verseker. Kyk, ek dink die groot probleem met dit is al die reis wat daarmee te saamgaan, want jy gaan die wêreld deur en hulle probeer dit verkoop soos hulle gemaak het in die ooste en dis 'n wonderlike ding, maar om al daai reiskostes eerstens en die tyd wat daarmee saamgaan en dan moet jy nog huis toe kom en voorberei ook. Ek stem met jou saam, maar miskien is dit 'n ideaal. So die bubbling under spanne kry net 8 toernooie. Ek dink dit behoort die ander manier om te wees. Ja. Maar kom ons dan nie 'n franchise league vir sewes nie. Soos byvoorbeeld om nou te gaan sê, okay, soos URC nou. Alright, so hierso's die leeu's, die haie, die bulle, daarso's Munster, daarso's Ospreys, jy weet, daarso's Scarlets. So dan word dit daar moet 'n byeenkoms wees wat dit kan doen en dan terselfdertyd van daar af weer terug na Nieu-Seeland en Australië, Pacifies, jy weet, en so reg oor die wêreld. En om jou vraag te antwoord, ek dink op hierdie stadium is onder die Sevens en deesdae spel hulle hom SVNS Sevens, dat die hele jaar lank hierdie Sevens wêreldkampioenskap van HSBC van die hele jaar lank. Jy behoort eintlik 'n seisoen daarvoor te hê, maar voor dit het jy soos wat die IPL is. Jy het 'n verskillende lot franchises wat teen mekaar speel. En net so terloops, terwyl ons daaroor praat. Ek weet nie of julle al wanneer laas julle IPL gekyk het nie, maar wat vir my gisteraand weer eens opvallend was, soos ouens wat teen mekaar speel in internasionale spanne, wat nou saam speel, wat so goeie pelle is. Ouens chirp mekaar nie meer op die veld soos wat dit gebeur het as jy in die ander span is nie, want oormôre speel jy in dieselfde span as hy. En dis wonderlik en dis wat Sevens ook natuurlik kan doen, maar dis ja, maar ek hou nou weer nie daarvan nie. Ek wil nie saam met jou stem nie. Jy weet ek hou nie daarvan. Dis juist hoekom ek dit gesê het. Ja, want ek wil ou bounce of wil ek hom bounce. Luister, kan ek dit van hierdie kant af inchip? Yes. Dis vir my baie interessant dat hierdie besluite ook gemaak word baie naby aan iets soos 'n Olimpiese spele. Dat hulle nie 8 jaar terug al so gedagtes maak het. Ek dink terselfdertyd moet mense seker ook van wêreld rugby afdink hulle probeer die regte ding doen. Maar ek dink jy moet die insette hê van die spanne sonder enige twyfel. Laaste ding, alle paaie lei na Rome. Jannik Sinner wat nou sy 3 maande uitgedien het vir sy dwelmprobleem is terug en hy speel in die Rome Ope en die Italiaanse tennisheld maak gereed om nou weer sy terugkeer te maak. Die groot ding is, daar was soveel belangstelling in Sinner wat 'n nasionale held in Italië geword het, heel duidelik, dat sy oefenwedstryd met wêreldnommer 38 Jiri Lechecka regstreeks op televisie in Italië uitgesaai is. Dis 'n groot. Dis nie 'n knock-up. Ons oefen maar net. Maar alle oë sal heel duidelik op die 23-jarige gerig wees van nou af. En ek dink mense gaan hom so intendeel so onder hulle gaan vir hom dophou. Ek wil net weer vir Pieter 'n vraag vra. Jy weet, want ons het hierdie storie cover. Ja. Juche.
Wys ons gou baie. Pieter is ons 'n padelspeler, jy Ja, weet. ja, so, En as jy die ou op 'n baan sien en hy speel padel, Dan moet dit is jy by weet, ongelooflike wees backswing wat hierdie ou het. Ja, wees En hy het so 'n gewaarsku. kattertjie, jy weet wat ongelooflik is. So Pieter, Asseblief, nasionale TV. Hier, daar's niks so lekker soos koffie, suiker Ah, suiker, heerlike juice. En 'n bietjie oranje orange beesmelk. juice. Orange Orange juice, daar's hy. That's it. In elk geval. Orange juice. Sinner sê ek is baie gelukkig om terug te wees. Dit was 'n baie lang 3 maande. Het hy aan 'n verslaggewers gesê by 'n stampvol konferensiekamer. Dis vir my so 'n moeilike ding, maar ek voel nog steeds en ons het dit so 'n paar weke terug hier gesê, ek is steeds van die opinie one strike Ja. One strike and out. Dit sal mense stop om selfs hierdie soort van goed te laat gebeur. Was dit meer of minder, was dit reg, was dit verkeerd? Dit vat al daai debat weg. As jy een keer gevang word, sayonara. Goodbye for now. Want dit is half daai ding van as jy dit een keer gedoen het, if you did it once, you're going to do it again. Ja, Jy weet so, verseker. en hy het ook nog 'n bietjie slimmer dalk geraak en die meeste van die atlete wat dalk al gevang was. Jy weet jy raak maar tog maar slim op die einde van die dag en dit gaan vir my interessant wees om te gaan kyk of wat se standaard sy spel nou gaan wees. Kyk, hy het 3 maande afgehaat Ja. en dit gaan 'n rukkie vat om die roes weg te speel. Dit is so. Maar die feit van die saak is, ek wonder nog steeds hoeveel van die toeskouers kyk en wonder. Hoeveel van sy medespelers kyk na hom en wonder, was dit aspres, was dit doelbewus? Ja. Kon julle dit wegsteek, het julle daarmee weggekom? Want dit gaan al daai vrae is daar. Verseker. Annie, maar baie dankie, dit was weer 'n lekker Ja. Inderdaad. vol Mondminute. mondminute. Praat oor daai ander ding, hoor. Luister, dit is ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het, maar net hierna gesels ons met sosiale media se Albert oor 'n storie wat ons almal die afgelope tyd gevolg het. Moet jy nie weggaan nie, ons gesels net hierna.